Welkom by Leer Ken God, my naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Levitikus 16 doen. Kom ons maak gou ons oor toe en ons vra vir Here, ekskuus om vir ons die woord oop te maak. God en Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Die opskrif is die Groot Versoendag. En die Here het met Moses gespreek na die dood van die 2 seuns van Aaron, wat gesterf het toe hulle voor die aangesig van die Here nader gekom het. En die Here het aan Moses gesê, spreek met jou broer Aaron, dat hy nie te eniger tyd moet ingaan in die heiligdom nie. Binnekant die voorhangsel, voor die versoendeksel wat op die ark is, sodat hy nie sterwe nie, want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. Hiermee moet Aaron in die heiligdom ingaan met 'n jong bul as sondoffer en 'n ram as brandoffer. Hy moet 'n heilige linne rok aantrek en 'n linne broek moet oor sy vlees wees en met 'n linne gordel moet hy hom gord en 'n linne tulband moet op sy hoof wees. Dit is heilige klere. En hy moet sy liggaam in die water bad en dit aantrek. En van die vergadering van die kinders van Israel moet hy 2 bokramme as sondoffer en 1 ram as brandoffer neem. Dan moet Aaron die sondofferbil wat vir hom bedoel is aanbring en vir hom en sy huis versoening doen. Hy moet ook die 2 bokke neem en hulle voor die aangesig van die Here stel by die ingang van die tent van samekoms. En Aaron moet oor die 2 bokke die lot werp, 1 lot vir die Here en 1 lot vir Asasel. Dan moet Aaron die bok aanbring waar die lot vir die Here opgekom het en hom as sondoffer berei. Maar die bok waar die lot vir Asasel opgekom het, moet lewendig voor die aangesig van die Here gestel word om oor hom versoening te bewerk, deur hom vir Asasel in die woestyn te stuur. Aaron moet dan die sondofferbil wat vir hom bedoel is, laat aankom en vir hom en sy huis versoening doen. Hy moet die sondofferbil slag wat vir hom bedoel is. In die vuurpan vol gloeiende kole van die altaar voor die aangesig van die Here wegneem. Daarby 2 hande vol fyngestamde reukwerk van speserye en dit binnekant die voorhangsel bring. En hy moet die reukwerk op van vuur lê voor die aangesig van die Here, dat die wolk van die reukwerk, die versoendeksel op die getuienis is, kan oordek sodat hy nie sterwe nie. En hy moet van die bloed van die bil neem en dit met sy vinger op die versoendeksel aan die ooste kant sprinkel. En voor die versoendeksel moet hy 7 maal met sy vinger van die bloed sprinkel. Dan moet hy die sondofferbok slag wat vir die volk bedoel is en sy bloed binnekant die voorhangsel bring en met sy bloed doen soos hy met die bloed van die bil gedoen het. Hy moet dit sprinkel op die versoendeksel en voor die versoendeksel. So moet hy dan vir die heiligdom versoening doen vanweë die onreinhede van die kinders van Israel en vanweë hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees. So moet hy dit ook doen vir die tent van samekoms wat by hulle te midde van hulle onreinhede woon. En niemand mag in die tent van samekoms wees as hy ingaan om in die heiligdom versoening te gedoen. Vers 17. En niemand mag in die tent van samekoms wees, as hy ingaan om in die heiligdom versoening te doen, totdat hy uitkom nie, en versoening gedoen het vir hom en vir sy huis en vir die hele vergadering van Israel. Dan moet hy na die altaar uitgaan en voor die aangesig van die Here is en daarvoor versoening doen. Hy moet van die bloed van die bil en van die bloed van die bok neem en het rondom aan die horings van die altaar stryk, en met sy vinger van die bloed 7 maal daarop sprinkel. So moet hy dit dan reinig en heilig van die onreinhede van die kinders van Israel. En as hy die versoening van die heiligdom en die tent van samekoms en die altaar voleindig het, moet hy die lewendige bok laat aankom. En Aaron moet sy 2 hande op die kop van die lewendige bok lê en oor hom belydenis doen van al die ongeregtighede van die kinders van Israel en al hulle oortredinge wat hulle sondes ook al mag wees. En hy moet die
die op die kop van die bok lê en hom deur 'n man wat gereed staan na die woestyn toe stuur. En so met die bok dan op hom al hulle ongeregtighede na 'n woestynland wegdra en hy met die bok in die woestyn los. Dan moet Aaron in die tent van die samekoms ingaan en die linneklere uittrek wat hy aangetrek het toe hy in die heiligdom ingegaan het en dit daar neer lê. En hy moet sy liggaam op 'n heilige plek in die waterbad en sy klere aantrek. Dan moet hy uitgaan en sy brandoffer en die brandoffer van die volk berei en vir hom en vir die volk versoening doen. Ook moet hy die vet van die sondoffer op die altaar aan die brand steek. En hy wat die bok vir Asazel weggedrywe het, moet sy klere was en sy liggaam in die waterbad en daarna mag hy in die laar kom. Maar die sondofferbuil en die sondofferbok waarvan die bloed ingebring is, om versoening te doen in die heiligdom, moet hulle buitekant die laar uitbring, en hulle velle, hulle vleis en hulle mis moet met vuur verbrand word. En hy wat het verbrand moet sy klere was en sy liggaam in die waterbad, en daarna mag hy in die laar kom. En dit moet vir julle 'n ewige insetting wees. In die 7de maand, op die 10de van die maand, moet julle jul verootmoedig en geen werk doen nie, die kind van die land sowel as die vreemdeling wat onder julle vertoef. Want op hierdie dag moet hy vir julle versoening doen, om julle te reinig van al julle sondes, moet julle voor die aangesig van die Here rein word. 'n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle moet jul verootmoedig. Dit is 'n ewige insetting. En die priester wat gesalf en aangestel sal word, om in die plek van sy vader die priestersampt te bedien, moet die versoening doen, en hy moet die linneklere, die heilige klere aantrek, en versoening doen vir die allerheiligste. Ook moet hy vir die tent van samekoms en die altaar versoening doen, en vir die priesters en die hele volk van die vergadering moet hy versoening doen, en dit moet vir julle 'n ewige insetting wees, om vir die kinders van Israel weens al hulle sondes eenmaal in die jaar versoening te doen, en hy het gedoen soos die Here Moses beveel het. Dit is die einde van Levitikus 16. Ek onthou die sondoffer het een keer het 'n pastoor daaroor gepraat, wat hulle die dier in die woestyn insteer nadat die sondes daar opgegaan het. Okay, tot 'n volgende video.